om te begin. Daar is hy, goeiemôre Ligpunt. Soos wat die laaste paar voete in beweeg, gaan ek maar net afskop met 'n paar afkondigings spesiaal vir ons Paasnaweek. Dis baie lekker om op 'n Vrydag by die kerk te wees, al het dit vanoggend vir my gevoel soos 'n Sondag. Dis baie lekker, dit is nie Sondag nie, in geval jy gewonder het. Vir al ons gaste wil ek eerstens net baie welkom sê. Dit is 'n groot voorreg dat julle hier by ons is. Vele kerke reg oor Pretoria is hierdie naweek besig om terug te kyk en te onthou dit wat Jesus vir ons op hierdie kosbare naweek gedoen het. En dit is vir ons 'n voorreg dat julle hier by ons is. En ons glo dat ons almal se harte weer warm gemaak gaan word, soos wat ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Ek weet ook vir enige ouers wat nuut is, en vir al ons ouers, is baie moeilik om enigiets te hoor wanneer ons kinders bietjie besig is om ons. So daar is 'n kinderbediening vanoggend van 3-jariges al die pad tot graad 5, en so julle kan verwag om uit te gaan in die diens en daar gaan ook 'n spesiale lesie vir julle aangebied word. As julle nuut is by ons, Carmien gaan daar buite wees, julle sal haar gesig hierbo sien. Sy sal julle kan vat na die regte plekkie toe. Vir die graad 6 en 7, die kadette, julle gaan binne die diens bly vanoggend. Dis dit. Kom ek vra dat ons almal ons oë sluit en dan bid ons dat die Here nie net by ons sal wees nie, maar dat ons harte sal aanvanklik maak vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons kom na U toe vanoggend en ons herdenk dit wat U seun namens ons gedoen het soveel jare gelede, en dit is tot vandag toe nog steeds geldig vir ons. Dit is nog steeds vandag toe die krag en lewe vir elkeen wat kom om te glo. Ons wil dit vier, ons wil dit onthou, ons wil vra dat U met ons harte sal praat. Seën elke aspek van die diens. Maak ons harte oop. Mag ons nie net deur emotions gaan nie, maar mag ons hoor, werklik hoor wat U vir ons gedoen het en hoe lief U ons het in U seun Jesus. Kom en seën elke aspek van ons diens. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons is tans besig met 'n reeks getiteld Kruispad, en vir die laaste paar weke is ons besig om deur die einde van Matteus te werk, en eintlik bou ons al vir weke op na hierdie teks toe, na hierdie naweek toe. Hierdie naweek dis belangriker as Kersfees, dis belangriker as enige ander dag, nie net van die jaar nie, maar dis die belangrikste naweek in wêreldgeskiedenis. En dis baie maklik om net koud weer hier op te daag en deur die emotions te gaan, en ons wil nie dit doen vanoggend nie. Ons wil stil staan, ons wil ons harte kans gee om regtig hierdie oomblik in te neem en te onthou dit wat hierdie naweek beteken vir ons. En so ons wil die grootheid van die oomblik inneem, en die manier hoe ons dit vanoggend wil doen, is ons wil 'n video speel. Ons wil 'n video speel van al Jesus se laaste woorde, om ons harte warm te maak, en om ons in die storie in te kry van dit wat op hierdie naweek gebeur het, 2000 jaar gelede. So kom ons doen dit, kom ons kyk die video saam. To reward of His suffering.
excruciating pain of the cross could not silence Jesus' repeated entreaties. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The soldiers gambled for his clothes. Some women stood afar off. The crowd remained a while to watch. Jesus commended his mother to John's care and John to hers. He spoke words of kingly assurance to the penitent criminal crucified at his side. Meanwhile, the rulers sneered at him, shouting, "He saved others, but he can't save himself." Their words, spoken as an insult, were the literal truth. He could not save himself and others simultaneously. He chose to sacrifice himself in order to save the world. Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Two others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they do." And they cast lots to divide his garments. Today, you will be with me in paradise. You will be with me today. Today, you will be with me in paradise. You will be with me today. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And he said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Behold your son, behold your mother, behold your son. Behold your son, behold your mother, behold your son. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and divided them into 4 parts, one part for each soldier, also his tunic. But the tunic was seamless, woven in one piece from top to bottom. So they said to one another, "Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be." This was to fulfill the scripture which says, "They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots." So the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son."
Then he said to the disciple, "Behold, your mother." And from that hour the disciple took her to his own home. My God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? And when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, "I thirst." A jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. It is finished. 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 When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Into your hands, I commit my spirit. Father, into your hands, I commit my spirit. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, while the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, "Father, into your hands I commit my spirit." And having said this, he breathed his last. Kom ons staan en sing ons saam.
Instead of ruined sinners, hangs the Lamb in victory. See the price of our redemption. See the Father's plan unfold, bringing many sons to glory. Grace unmeasured, love untold. Come behold the wondrous mystery, slain by death, the God of life. Not no grave could ever restrain him. Praise the Lord, he is alive. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power resurrected, as we will be when he comes. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power resurrected, as we will be when he comes. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power resurrected, as we will be when he comes. Jerusalem, walking where the crowds are. Once these streets had sung to him, now they cry for murder. Such a frail and lonely man, holding up the heavy cross, see him walking in Jerusalem on the road to save us.
Good morning. Let's approach that time of worship and thank God for what He's done. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonderful how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Saviour's love for me. He took my sins and my sorrows. He made them His very own, and He bore the burden to Calvary and suffered and died for me. Father, as we listen to those words, we can only say thank you. The ultimate sacrifice, not because of anything we can do or anything that we've done, simply and permanently sacrificial love. No greater love has a man than he laid down his friend. He laid down his life for a friend. And Father, we just come, stand in the presence of Jesus the Nazarene, and thank you for that ultimate sacrifice. As we think of this time of the year, and we think of that time in history that changed the world forever, we have to come and say again, thank you for what you've done for a sinner like me, for a sinner like us. It just is something that the world still does not comprehend. The narrative is still there that it just didn't happen, or it doesn't deserve the time and place that it has. But you're in control, and as we stand now and we reflect on that ultimate sacrifice, the words we've sung this morning just reflect the pain and the agony, the cost of sending your Son to the cross, to bear our sins, to bring us into your presence, to give us the ability to even now stand this morning and come into your presence. We just have to say, Lord, thank you. And as we wait in anticipation for Resurrection Sunday, and we celebrate the risen Lord, gone to be on the right hand of Father God, the creator of the universe, the controller of all we do and say every day, we can only say again, what a Savior, what a sacrifice given to us, not again because of anything we've done or anything we've said, only because your greater love no man had, and you laid down your life for us. And so it's with this grateful heart and this thankfulness that we come into your presence now to listen and to absorb your scripture and the words that you've shared. And we do that asking that you would just be close to us, draw near to those that are hurting, draw near to those that are celebrating, and draw near to those that need you as their Savior. Speak to their hearts and bring them into your presence this morning so they may know the love that surpasses all love. We thank you for this. We ask that you would be with us now, and may our hearts and our meditation and the words of our hearts always be pleasing to you. We ask this in your precious name. Amen. Good morning. I will be reading from the Word of God from the book of Matthew, Matthew 27, verse 27 to 54. Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole battalion before him. And they stripped him and put a scarlet robe on him, and twisting together a crown of thorns, they put it on his head, and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" And they spit on him, and took the reed, and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the robe, and put his own clothes on him, and led him away to crucify him. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross. And when they came to a place called Golgotha, which means place of the skull, they offered him wine to drink, mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it.
And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. And over his head they put this charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Then 2 robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." So also the chief priest, with the scribes and elders, mocked him, saying, "He saved others, he cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God deliver him now if he desires him. For he said, 'I am the Son of God.'" And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. Now, from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lema sabachthani," that is, my God, why have you forsaken me?" And some of the bystanders hearing it said, "This man is calling Elijah." And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. But the other said, "Wait, let us see whether Elijah will come to save him." And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split. The tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. When the centurion and those who were with him, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, "Truly, this was the Son of God." Goeiemôre Ligpunt. Baie welkom aan elkeen van julle hierso op hierdie oggend. Wat 'n absolute voorreg om so bymekaar te wees op Goeie Vrydag saam as 'n gemeente. Soos Johan vir ons vroeër genoem het, hierdie is die hoogtepunt van die Christenkalender. Dis die middelpunt, die hart van die evangelie, van die goeie nuus van Jesus. So dis goed om so bymekaar te wees as 'n gemeenskap van gelowiges en oor hierdie dinge te dink, dit te hoor soos dit gelees is, dit te sing, maar ook om vir Jesus te sien in hierdie geskrifte, soos hy hierdie groot, wonderlike, goeie werk vir ons gedoen het, 2000 jaar gelede aan die kruis. Nou, ons het die laaste paar weke hier by Ligpunt gekyk na die laaste hoofstukke in die boek van Matteus, in hierdie reeks wat ons getiteld het, die kruispad. Nou, die kruispad is wat ons sien vir oggend op Goeie Vrydag. Dis die finale pad wat Jesus gestap het. So dis letterlik die kruispad wat ons vir oggend na kyk, maar weet julle, dis ook die kruispad van die mensdom. Dis die plek waar elkeen van ons te staan kom voor wat God gedoen het vir ons deur sy seun Jesus. En as ons voor die kruis staan, is daar geen neutrale grond nie. Dis die plek waar ons moet besluit, wat maak ons met hierdie Jesus? Wat doen ons met hom? Daar's net lewe en daar's lig, daar's hemel en daar's hel, en daar's donkerte en ewige verlatenheid van God.
So die gebeurtenisse wat op Goeie Vrydag afspeel, gee vir ons soos 'n vergrootglas op God se glorie. Aan die een kant is dit die plek waar ons in fokus God se liefde en sy goedheid en sy genade sien beter as enige ander plek. Maar aan die ander kant is dit ook die plek waar God se geregtigheid, sy heiligheid, sy regverdige oordeel oor sonde die beste tentoongestel word. En soos ons vanoggend gesing het en hierdie woorde gehoor het, kan ek nie help om te voel soos ons in hierdie gebeurtenisse inkyk van 2000 jaar gelede nie, is dit amper soos Moses wat voor die brandende bos gestaan het. Hierdie is heilige grond. Ons kyk in die belangrikste gebeurtenisse van die mensdom. So, miskien met daai gevoel, kom ons maak ons oë toe en kom ons bid en vra dat die Here werklik ons harte sal oopmaak vir hierdie ou storie op nuwe maniere in hierdie oggend. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, ons kom na U toe op hierdie oggend, want ons weet dat die gebeurtenisse wat ons vanoggend na kyk, is die plek waar U hart die diepste gesny is. Here, maar ons weet ook hierdie gebeurtenisse is die plek waar daar vir elke mens 'n afsny is met die ou lewe, 'n afsny is van sonde en die begin van 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe wat ten duurste gekoop is deur die kosbare bloed van U eie seun Jesus Christus. Here, ek bid en ek vra net soos ons vanoggend na hierdie gebeurtenisse kyk, soos ons deur hierdie storie gaan, hierdie eeueoue storie wat 2000 jaar gelede afgespeel het, dat U vir ons nuwe oë sal gee, dat U vir ons sagte harte sal gee, sodat U Gees daadwerklik hier sal wees en sal werk, en ons opnuut die glorie en die wonder van Goeie Vrydag sal laat sien en sal dit ervaar, soos U vernuwing in ons bewerk. Here, ons begeer dat U herlewing sal bring in ons eie harte, maar ook in ons as 'n gemeente. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Vriende, ons stel die storie vandag op Goeie Vrydag, waar Jesus reeds veroordeel is. Hy het reeds die doodsvonnis gekry, en alles lyk op hierdie stadium of dit verkeerd loop vir hierdie Jesus. Die skare wat 4 dae gelede vir hom verwelkom het in Jerusalem en hom toegejuig het nou teen hom gedraai. Die volgelinge wat hy gehad het vir 3 jaar, het hom verraai en hom verlaat. En die leiers van sy volk het 'n komplot beding met die Romeine om hom tot die dood te bring. So dit lyk of dit nie kan erger raak vir hierdie Jesus nie, maar terselfdertyd is Matteus die hele tyd besig hierso om vir ons te herinner dat eintlik wat besig is om te gebeur onder die oppervlak, is dat wat hier gebeur is presies wat God beplan het, sodat hy die skrif kan vervul, die Ou Testament geskrifte. En so bring Matteus ook hierdie groot temas van die Ou Testament bymekaar, amper asof hy al die toutjies bymekaar bring in vanoggend se gedeelte, die lang verwagte koning van Israel, die redder, die beloofde Messias waarvoor hulle so lank gewag het, en die seun van die mens wat ook die seun van God is. Al daai temas bring hy hier bymekaar. En soos hierdie gebeure ontvou, is Matteus se woorde ook hierso gevul met die diepste ironie. Soos die mense en die karakters in hierdie storie wat ons sien, hulle eie woorde meer waar is as wat hulle besef. En soos ons dit sien, begin ons ook die regte storie verstaan wat agter die storie is wat op die oppervlak hier afspeel. So ek wil net hê ons moet saam aan die hand van 3 punte kyk na die teksgedeelte vandag. So ek wil julle uitnooi, hou julle Bybels, hou die blaadjies byderhand, want ons gaan net deur die storie kyk en dink. So die eerste punt wat ons na gaan kyk daarso is punt 1, die koning wat homself laat kruisig. So as ons by vers 27 kom, dan is Jesus nou al klaar gegeesel. Dit was standaard praktyk vir iemand wat op pad was na die kruis toe, maar hierso sien ons dat Jesus so bietjie eenkant geneem word deur die Romeinse soldate vir bietjie soldaat kwartier humor.
So dis veronderstel om snaaks te wees uit die soldate se oogpunt en se perspektief hierso. Hulle vat hierdie gevangene wat veroordeel is as 'n verraaier en hulle en vir hierdie titel wat hy aan homself toegeëien het, die koning van die Jode. En hulle gooi 'n mantel oor sy skouers en hulle sit 'n stok in sy hand wat veronderstel is om te wys dat dis 'n scepter vir 'n koning. Hulle vat 'n doringtak van 'n Midde-Oosterse plant wat lang skerp dorings het en hulle draai dit in 'n kroon in. Hulle sit dit op sy kop en hulle vat daai stok en hulle slaan hom oor die kop. En soos hulle dit doen, buig hulle voor hierdie koning neer en sê: "Wees gegroet, o koning van die Jode." Haha, baie snaaks. Die realiteit is, Jesus weet, Matteus weet en ons die lesers weet dat hy is die koning van die Jode. Want voordat ons by hoofstuk 27 gekom het, moes ons reeds deur hoofstuk 1 tot 26 gelees het van Matteus se evangelie. En hoe begin hoofstuk 1 van Matteus? Die heel eerste vers van Matteus sê: "Die boek van Jesus Christus, die seun van Dawid." En dan gee dit die geslagsregister en sit vir Dawid in die middel daarvan, koning Dawid. Sien, ons moet weet dat hierdie Jesus wat gekom het, is die seun van Dawid. Hy is die lang verwagte koning. En reg deur die evangelie van Matteus sien ons hierdie storie uitspeel, soos Johannes die Doper aankondig: "Die koning van die hemel is hier, maak reg." Jesus kondig die koninkryk aan as hy begin preek. En wanneer hy sy gelykenisse begin vertel, dan sien ons baie van hulle gaan oor die koninkryk en is duidelik dat die koning van daai koninkryk is hy self. En by sy verhoor finaal sien ons voor Pontius Pilatus, waar Pontius Pilatus vir hom vra: "Is jy die koning van die Jode?" Dan is sy antwoord: "Soos jy sê." Sien, om die waarheid te sê, as ons dan die res van die Nuwe Testament lees, dan sien ons hierdie man is nie net die koning van die Jode nie. Hy is die koning van alle konings. In Matteus 28 sien ons dat alle autoriteit in hemel en op aarde is aan hom gegee. Hierdie is die koning van die heelal. En die ironie van hierdie situasie is dat die man wat hier bespot word as koning, is werklik die koning. En elke knie sal voor hom buig. En elke tong sal bely: Jesus is die Here. En selfs die wat op daai oomblik vir hom bespot, sal dit bely eendag. Vriende, maar is tog 'n vreemde koning hierdie, nê? Hy het geen troepe nie, hy het geen wapens nie, hy het geen soldate nie. Pilatus het geweet dat hierdie man nie werklik 'n politieke bedreiging was nie, maar tog is hy koning. Nou, wat 'n soort koninkryk is hierdie wat so anders is? Selfs Jesus se arme disippels het geworstel met hierdie vraag. Ons sien hierdie eintlik snaakse prentjie in Matteus 20 waar Johannes en Jakobus se ma na Jesus toe kom. Jy kan sien sy bring haar 2 seuns na hom toe en sy sê vir hom: "Jesus, wanneer jy in jou koninkryk kom, kan hierdie 2 seuns van my, een aan jou linkerhand en een aan jou regterhand sit." Sy het seker gehoop dat as hy nou heers in Jerusalem, dan gaan die een die minister van buitelandse sake wees en die ander een minister van binnelandse sake. Maar Jesus help hulle mooi reg om vir hulle te sê dis nie hoe sy koninkryk werk nie. En aan die einde van sy antwoord wil ek net hê ons moet saam kyk daar na Matteus 20 vers 25 tot 28, waar hy vir hulle sê: "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant. And whoever would be first among you must be your slave. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Sien, hierdie koning kom nie om gedien te word nie. Hy is nie soos ander konings nie. Hy kom om te dien. Hy kom om homself te laat kruisig, sodat hy die losprys kan betaal op my en jou lewens. En so sien ons van vers 31 tot 37, laat hy homself weglei, laat hy homself vat na die plek Golgotha, sodat hy gekruisig kan word. En ek dink dis seker die finale vernedering
gestroop van al jou klere. Ons kinderbybels kan dit amper nie indink dat Jesus so verneder sou gewees het nie. So hulle sit altyd 'n lappie hier voor, maar daar was niks gewees nie. Die kruisiging was bedoel om jou te stroop van elke greintjie menswaardigheid, sodat jy daar gehang het vir die hele wêreld om te aanskou. En vriende, soos hierdie vernederende, pynlike toneel afspeel, is die dieper realiteit, die dieper waarheid wat afspeel, dat hierdie koning wat gespot en gekruisig word, is eintlik besig om net te doen wat die geskrifte gesê het, hy gaan kom doen. Soos ons daai soldate sien onder sy kruis, besig om looitjies te trek vir sy klere, hoor ons die woorde van koning Dawid, wat 1000 jaar vroeër geskryf het, in die Psalm 22, wat eintlik is 'n profetiese psalm. As jy daai psalm lees, dan sien jy die hele kruisiging afspeel in daai psalm. Maar in daai psalm in vers 18 sê koning Dawid, "They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots." Ons sien ook die woorde van die profeet Jesaja, in Jesaja 53 hierso waar word, waar hy sê, "He was numbered with the transgressors." En Jesus word hierso gekruisig met 2 kriminele, een aan sy linkerhand en een aan sy regterhand. Nie die glorieryke posisie wat Johannes en Jakobus se ma in gedagte gehad het nie, nee. Maar dis die plek wat Jesus ingekruisig word aan sy linker en sy regterhand tussen kriminele. En die ironie hierso is dat die man met die bordjie bo sy kop wat sê koning van die Jode was werklik die koning van die Jode, en hy kom om te doen presies waarvoor hy gekom het. Hierdie koning het gekom nie om homself te dien nie, maar om vir my en vir jou te dien in ons grootste nood, ons grootste behoeftigheid. En hy kom deur sy lewe te gee as die losprys vir ons sondes. En so dit bring ons by die tweede punt. Dis van vers 38 tot vers 44. Die redder wat homself nie red nie. Weerens in die begin van die evangelie van Matteus word Jesus alreeds uitgewys as die redder van sy mense. Die eerste hoofstuk kry Josef 'n droom, en in hierdie droom sê die engel vir Maria gaan 'n seun hê, en hy moet hom noem Jesus, want hy sal sy mense red van hulle sondes. Sien, Jesus is eenvoudig die Griekse weergawe van die Hebreëse naam Joshua, en Joshua beteken Yahweh, God die Here red. Hierdie raak die lens waardeur mens die hele evangelie van Matteus lees. Hierdie Jesus is gebore om sy mense te kom red, om hulle te kom red van hulle sondes. En ons sien in die evangelie reeds hoe dit begin gebeur, soos Jesus sy bediening begin. Soos hy begin om die sondevalse effek om te keer waar hy ook al gaan. Soos hy mense red van siektes, soos hy hulle van hulle verlamming red, soos hy hulle van demone red, van blindheid red, en uiteindelik soos hy selfs vir mense van die dood red. Hy het Jairus se dogtertjie laat opstaan uit die dood uit, asof dit net 'n middagslaapie was. Maar nou in hierdie gedeelte sien ons hierdie redder, Jesus, Joshua, wat homself nie kan help nie. Ons sien Jesus hierso hang aan daai kruis, hulpeloos. En so begin die bespotting weer, en hierdie keer is dit nie van die Romeine nie, hierdie keer is dit van sy eie volk. Die verbygangers, die skrifgeleerders, die priesters, die leiers en selfs die kriminele langs hom. Kyk saam met my net na daai verse van 39 tot 44. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, "You who destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." So also the chief priests with the scribes and the elders mocked him, saying, "He saved others, he cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God deliver him now, if he desires him. For he said, I am the Son of God."
And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. En hierdie woorde is gevul met sarkasme, soos hulle Jesus se identiteit eintlik bevraagteken. Hierdie sogenaamde koning, hierdie sogenaamde Joshua, redder van sy mense, wat homself nie eers kan red van die kruis af nie. Net die ironie van hierdie situasie in die eerste plek weer eens, is dat wat hier gebeur, is net die vervulling van wat God gesê het gaan gebeur. Psalm 22 sê Dawid weer in vers 7 tot 8, hierdie selfde woorde, hy sê, all who see me mock me. They make mouths at me, they wag their heads. He trusts in the Lord, let him deliver him. Let him rescue him, for he delights in him. Maar hulle spottery hierso is ook in werklikheid meer waar as wat hulle self weet, soos hulle dit sê. Sien, hierdie Jesus kan homself nie red nie. Nie omdat hy nie die vermoë het nie. Ons het reeds gehoor toe hy gearresteer is, het hy vir sy disippels gesê, sit terug julle swaarde, besef julle nie, ek kan my Vader enige tyd vra vir 12 legioene engele nie. Nee, die waarheid hierso is, die dieper ironie, is dat hy homself nie kan red nie, presies omdat hy besig is om ander te red. Die realiteit is, Jesus het waarlik gekom om sy mense te red, nie op die manier wat hulle gedink het nie, nie deur die Romeine uit te skop nie, maar om 'n baie groter vyand te kom oorwin. Om ons te kom red van sonde, van die regverdige oordeel wat elkeen van ons verdien vir ons sonde, van die hoogverraad wat ons gepleeg het teen 'n regverdige God. Dis wat sonde is. Sonde is hoogverraad teen 'n koning. Nou as jy hoogverraad pleeg teen enige koning, dan is die doodstraf wat jy kry. As jy hoogverraad pleeg teen die koning van alle konings, dan's die prys wat jy moet betaal die ewige dood. So sien julle die ironie hierso in hierdie situasie. Hierdie sarkastiese woorde van hierdie Joodse volk is waar, al besef hulle nie wat hulle sê nie. Die man wat daar hang, Jesus, God red, kan homself nie van die kruis afbring nie, want hy is besig om te doen presies waarvoor hy gekom het, om die redder te wees wat ander red van hulle sondes. En dit bring ons by die derde punt in vanoggend se gedeelte, van vers 45 tot 54. Kyk saam met my, die seun van God, wat Gods verlate word. Van vers 45 af sien ons, Jesus is nou al reeds 3 ure lank aan die kruis. Ons sien dit so 12 uur in die middag, dis veronderstel om die helderste tyd van die dag te wees, maar wat gebeur hierso? Daar sak 'n donkerte neer oor die hele land. Die lig van die wêreld, Jesus, word nou in donkerte omhul, soos hy gebuk gaan onder die oordeel van 'n heilige God. Soos God sy rug op sy seun draai, raak dit donker. Soos Jesus daai beker drink van die oordeel van 'n regverdige heilige God op sonde. En op daai oomblik word waar wat in Deuteronomium 21 staan, dat elkeen wat opgehang is teen 'n kruis, vervloek is deur God. Tussen hemel en aarde hang Jesus daarso, verwerp deur mense, maar 1000-mal erger, vervloek deur God. En hierdie geliefde seun van God, wat ons sien ook in die evangelie van Matteus, reeds 2 keer deur God self bevestig was voor mense, as sy geliefde seun in wie hy 'n welbehae het. Hierdie geliefde seun ervaar nou die vloek van God oor sonde. Sien, die mense rondom die kruis het al klaar in vers 43 in die woorde van Psalm 22 Jesus se seunskap bevraagteken. Hulle het gesê, jy het dan gesê jy is die seun van God. As jy dan in God vertrou en God in jou 'n welbehae het, hoekom red God jou dan nie? Hoekom haal hy jou dan nie van daai kruis af nie? Maar weer eens die ironie van die situasie is dat die skare se woorde is weer meer waar as wat hulle besef. Hy is werklik die seun van God. Dis presies hoekom hy in gehoorsaamheid
bly hang aan daai kruis. Hy is die een persoon wat in elke opsig in sy lewe op God vertrou het. Hy is die een persoon wat verdien het dat God hom moet red. Maar nou is hy die een persoon wat totaal en al verlate is. Gods verlate aan daai kruis. En hy kry presies wat hy nie verdien nie, in ruil, hier is die ruiltransaksie, sodat hy kan kry presies wat ek en jy verdien. En vir die eerste keer en die enigste keer in die evangelie van Matteus hoor ons Jesus met sy pa praat in die hemel, en hy gebruik nie die woorde wat hy altyd gebruik nie. Hy gebruik nie die woorde my Vader nie. Hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En soos hy dit uitroep, is daar net stilte. Geen antwoord nie. Van die eerste keer in alle ewigheid is hierdie perfekte, liefdevolle verhouding van God die Vader en God die Seun verbreek. Jesus verloor nie sy geloof of sy vertroue in God daar nie, maar hy verloor sy gemeenskap met sy pa. En vriende, om van God verlate te wees, is hel. Hel is juis hel, omdat dit die plek is waar God se teenwoordigheid in sy goedheid en sy liefde en sy genade nie daar is nie. Al wat daar is die verwoestende alleenheid van die regverdige oordeel van 'n heilige, almagtige God. En vriende, soos hierdie gebeure uitspeel, weer eens is die dieper waarheid wat hier afspeel, dat soos Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Doen hy dit sodat Dawid dit nooit hoef te doen nie. Soos hy dit uitroep, doen hy dit sodat geen verlore seun, geen verlore dogter ooit hoef daai kreet van verlatenheid uit te roep nie. En na 3 ure van hel het Jesus uitgeroep en sy gees opgegee en hy het gesterf. En wat is die eerste ding wat gebeur toe hy sy laaste asem uitblaas? Vers 51 sê dit, onmiddellik skeer hierdie voorhangsel van die tempel van bo tot onder oop. En soos Jesus doodgaan, skeer hierdie voorhangsel wat sy mense skei van God se heilige teenwoordigheid oop. Skielik is die pad nou na die allerheiligste waarwyd oop vir die wat deur Jesus kom. Sien weer eens die ironie hierso is dat Jesus die geliefde seun van God, wat nog altyd in God se liefdevolle teenwoordigheid was, word Gods verlate aan hierdie kant, sodat ons aan hierdie kant kan inkom tot in God se liefdevolle verhouding in die allerheiligste. Jesus word vervloek van sonde, ons sonde, en ons word versoen met God. En so word Jesus nou ook ons ontmoetingsplek met God. Hy is nou ons tempel. Die tempel is nie meer 'n gebou nie, die tempel is nou 'n persoon. Ons ontmoet God in Jesus. Hoor hoe mooi sê die skrywer van Hebreërs dit in Hebreërs 10. Kyk saam met my daar. Hy sê, therefore brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Die grootste behoeftigheid wat ons het as mense word aangespreek deur Jesus aan die kruis. Hy betaal ons sondeskuld, hy vat die doodsvonnis, hy word Gods verlate sodat ons in 'n nuwe lewende verhouding kan kom, 'n versoende verhouding met God. Dit is die goeie nuus van Goeie Vrydag, vriende. Dit is die beste nuus wat enige mens ooit kan kry. En die vraag is vir ons op Goeie Vrydag, wat maak ons met hierdie nuus? Wat maak ons met hierdie Jesus? En ek gaan vir ons afsluit met 'n laaste ironiese waarheid wat uitkom uit hierdie gedeelte uit ook.
Sien tussen al hierdie Joodse leiers, die skrifgeleerdes, die priesters wat hierdie gebeurtenis aanskou het, is daar net een karakter wat sien wat werklik hier aangaan. Daar's net een ou wat sien wat eintlik onder die oppervlak aan die gebeur is. En dis die mees onwaarskynlikste karakter. Dis die Romeinse soldaat wat by die voet van die kruis staan en uitroep: waarlik, hierdie was die seun van God. Vriende, en dis nog steeds die plek waar elkeen van ons nakom. By die voet van die kruis is die plek waar ons sien wie God werklik is. Dis die plek waar ons sien wat ons behoefte werklik is. Dis die plek waar die enigste plek waar die lewe werklik sin maak. En miskien het jy al iets ervaar van die verwoestende effek van sonde in jou eie lewe. Of miskien in die lewe van mense om jou, of miskien in jou lewe as gevolg van ander mense se sonde. Of miskien het jy al iets ervaar van die bitter alleen wees. Van die alleenheid asof almal jou verlaat het. En asof God self nie 'n antwoord het vir jou as jy bid nie. Of miskien het jy al die skaamte en die skuld ervaar van onafgehandelde sonde en 'n gewete wat jou ry. Of miskien het jy al iets van die gebrokenheid van die sondeval in jou lewe ervaar. Van die sondevloek, van siekte, van kanker, van 'n gebreekte liggaam. En dit is net by die voet van die kruis waar die lewe sin maak. Dit is net by die voet van die kruis wat ons kan sien dat hierdie God 'n God is wat ek en jy kan vertrou. Hoekom? Want hierdie is 'n God wat vir my en jou gebloei het. Hy is nie 'n God wat ver afstaan nie. Hy is 'n God wat vir my en jou sy lewe uitgestort het. Wat vir ons in die woorde van die profeet Jesaja verag was en wat deur mense verlaat was. 'n man van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig wegsteek. Vriende, die plek vir elkeen van ons om na te gaan, miskien vir die eerste keer op 'n oggend soos hierdie goeie Vrydag, of miskien vir die soveelste maal, is na die voet van die kruis. Dis die plek waar ons God se antwoord sien op ons grootste behoeftigheid. By die voet van die kruis. Dis die enigste plek waar daar versoening vir my en jou is vir sondes. Dis die plek waar ons die goeie nuus van Goeie Vrydag opnuut weer ervaar, en waar ons in geloof en vertroue na God toe kom, en waar ons vir Jesus sien as die koning. Die koning wat nie gekom het om homself te dien nie, maar vir my en jou te dien deur sy lewe neer te lê. Dis nog steeds vandag die plek waar ons gaan om die redder te sien, die redder wat homself nie gered het nie, sodat hy vir my en jou vir ewig kan red. Dis nog steeds die plek waar ons gaan om die seun van God te sien, wat namens my en jou godsverlate was, sodat ons nooit hoef te wees nie, maar sodat ons vrye toegang kan hê in hierdie nuwe tempel, hierdie Jesus, wat nou ons ontmoetingsplek is met die lewende God. En waar ons kan inkom in die liefde en die voorsienigheid en die genade van 'n hemelse Vader wat nou oor ons sê, jy is die een in wie my welbehae is. Wat 'n wonderlike, goeie nuus boodskap vir Goeie Vrydag, vriende. So kom ek sluit vir ons af met 'n gebed, en dan gaan ons lekker saam die nagmaal geniet as 'n manier om ook te reageer op hierdie boodskap. O Here Jesus, U is die ware koning, koning wat sy lewe neergelê het. O Here Jesus, U is die ware redder, die redder wat ons kom red het vir alle ewigheid ten koste van U self. Here Jesus, U is die seun van God wat verlate was, sodat ons nooit hoef te wees nie. Ons aanbid U,
Ons aanbid U vir U onbeskryflike liefde en goedheid en genade. Ons prys U dat die pad oop is na God die Vader, vir vergifnis, vir vrede en vir versoening. Ons dank U dat U dit alles gedoen het, omdat U is wie U is. God verheerlik verhewe, soveel anders as wat ons ooit kon dink. Dankie vir die kruis. Dankie vir die goeie nuus wat ons in ons harte kan uitdra op hierdie goeie Vrydag. Ons loof U en ons prys die wonderlike naam van ons koning Jesus. Amen. Vriende, soos ons hierdie boodskap hoor op Goeie Vrydag, is daar nie 'n beter manier om te reageer as om die nagmaal saam te vier nie. Jesus het die nagmaal ingestel die donderdag aand voor Goeie Vrydag en hy het dit ingestel sodat ons hierdie gebeurtenisse kan onthou. Sodat ons dit sal onthou, maar dat ons ook onsself sal vereenselwig met hierdie boodskap. Dit is nie 'n ver af boodskap nie, dit is ons redding. Hy het gekom vir ons. En die nagmaal is 'n Christen sakrament waar ons die brood en die wyn gebruik, waar ons die brood gebruik om te onthou dat sy liggaam vir ons gebreek is, waar ons die wyn drink om te onthou dat dit sy bloed is wat ons in die nuwe verbond van versoening met God inbring. En so as jy vandag glo dat Jesus die koning is, as jy glo dat hy jou redder is, dat hy vir jou godsverlate was, dan is die nagmaal vir jou. Miskien is dit waar vir jou vir die eerste keer vanoggend, dan wil ons jou uitnooi, geniet die nagmaal saam. Maar miskien is dit die soveelste keer wat jy kom na hierdie nagmaaltafel toe, en dan wil ons almal herinner dat dis die plek waar ons ook onthou hoekom Jesus daar gehang het. Dis oor ons sondes. So ons gaan 'n geleentheid gee vir stil gebed, vir net dink aan wat Jesus gedoen het, maar dink ook oor jou eie lewe, oor daai plekke waar jy nog nie die Here se vergifnis ingevra het nie. En maak reg met die Here. Dis 'n geleentheid wat ons vanoggend het. So ek gaan vir julle 'n geleentheid gee om 'n glasie te kry, om 'n stukkie brood te kry en dan weer te kom sit en net te dink oor hierdie boodskap. En dan gaan ek vir ons gesamentlik deur die nagmaal lei, soos ons die sakrament saam geniet. Daar's hy. Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Today, Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Today, Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do.
Vriende, ons kom na hierdie nagmaal met dankbaarheid. Ons kom met dit na hierdie nagmaal met verwondering. Ons kom na nagmaal met vreugde en blydskap, want die voorhangsel is geskeur. Die pad na God is oop vir ons deur Jesus. En Jesus het gesê, ons vat hierdie brood, dis sy liggaam wat gebreek is vir ons. En soos ons dit eet, vereenselwig ons onsself met sy lewe, maar ook sy dood namens ons. Jesus het die wyn ook geneem en hy het vir sy disippels gesê, hierdie is die bloed, my bloed, van die nuwe verbond. Daai verbond wat ons vandag gesien het, die ding is wat ons inbring in 'n versoende, liefdevolle verhouding met God die Vader. So kom ons drink hierdie wyn en ons geniet die voorreg om met God versoen te wees. So nou gaan ons reageer op hierdie boodskap, op hierdie nagmaal in sang en lofprysing tot eer van God. Kom ons staan en sing saam.
Ja, Jesus, dankie. Jesus, dankie. Dit was goed. Julle, hier aan die einde van ons diens wil ek maar net 2 goedjies noem. En die eerste ene is dat ek, De Wet en Marie, ons gaan nie voorwees as enigiemand gebed soek. Vir wat ook al. En so neem daai uitnodiging op indien jy enige behoefte het vir gebed. Die tweede ding wat ek wil noem is, daar was 'n klomp van julle wat mense genooi het na hierdie diens toe en hulle het vir julle nee gesê. Ek wil net vir julle sê, hulle kan nie 2 keer vir julle nee sê nie. So sal jy hulle weer nooi na Sondag toe. Want Sondag is opstanding Sondag en daar's nog baie aan hierdie storie waarin ons harte bemoediging kan vind. En so nooi hulle weer. Hulle sal ongeskik wees as hulle weer nee sê vir julle. Dis al van my kant, ek wil hulle uitstuur vir 'n lekker week met hierdie woorde. Net 'n lekker naweek. Ek sien julle weer Sondag. Maar net met 'n lekker naweek en 'n lekker goeie Vrydag met hierdie woorde. Gaan nou vervul met ontzag oor die kruis, waar Jesus al sy heerlikheid prysgegee het sodat ons daarin beklee kan word. Hy is gebind en vasgespijker sodat ons vry kan wees. Hy is verstoot sodat ons as geliefde kinders nader kan tree. Kom ons rus in die vrede van wat hy vir ons gekoop het. Amen. Lekker Vrydag verder. Dankie julle.